Goeiedag luisteraars, dis Johan Willems hier uit 'n yskoue Oos-Vrystaat. Daarom ophou reën, dit lyk of die son gaan begin skyn en hier en daar begin boere stoop. Nou, by die opname hiervan was daar nog steeds nie vrede in die straat van Hormuz nie. Iran en Amerika spook nog met mekaar en 'n skikking is nog nie bereik nie. En soos daai optimisme opvlam of daal, so bokspring die olieprys tussen 105 en 110 rand te vat en die rond bly hier rondom R16.50. Moontlik omdat te sê dat die markprys van grane ook op en af spring. Maar die vleismark toon eintlik baie min lewe. Daar is sywaartse beweging, maar baie interessant is dat die jaar tot datum slagtings vir beeste en skaap is heelwat laer as laas jaar, so dit stit pryse. Dan in die winterreënvalstreek, hier by ons het die son begin skyn, boere begin soja stroop, aan die winterreënvalstreek is daar geweldige skade. Ongekende storms, 300 tot 900 mm reën in 'n paar dae en tot 120 km/h winde. Skade was ernstig en in Oudtshoorn is daar klik by klomp volstruise wat gevlek of verdrink. So baie versekeraars stoot hulle premies op te vergoed vir die weeronstabiliteit en die verliese wat hulle tans ly. So onthou tog asseblief, praat met skadegenadig. Hulle het innoverende versekeringsprodukte om jou risiko te beskerm, maar wat jou ook geld spaar, dis pasmaak versekering. Dit is nie net 'n kombers benader nie, daarom kan jy geld spaar. Ek dink in hierdie jaar, as mense kyk as ek die bakkies vol maak met diesel, hierdie jaar moet jy elke sent spaar wat jy kan. Dan minder goeie nuus, die Landbank is alweer 'n geldelike moeilikheid. Hulle het die tesourie gevra vir R50 miljard oor die volgende 2 jaar. Hulle sê hulle somme wys dat oor 2 jaar gaan hulle uit geld uit wees en hulle kort R50 miljard. Die tesourie sê hulle oorweeg die versoek. Nou net 'n stapie terug. Hier in 2022 het die Landbank 'n skuldherstrukturering gekry. Hulle was op daai stadium insolvent en die proses is eers in 2024 afgehandel. In die proses moes die staat as die enigste aandeelhouer baie miljarde rande in kapitaal stort om die Landbank solvent te hou. Die Landbank gewoonlik het nie baie eie kapitaal nie, hy leen geld op die kapitaalmark teen gunstige rentekoerse, synde 'n staatsonderneming. Die laaste klomp jare het finansierders egter geweier om hulle van lenings te voorsien. Hulle het goedkoop geleen en dan aan die landbou uitgeleen. Want die vertroue was nie daar dat hulle lenings kon terugbetaal nie en ook die vertroue in die Landbank se direksie en hulle strategie nie. Nou die feit dat hulle oor 2 jaar weer R50 miljard gaan kort, wys vir my hulle strategie en direksie is nie op dit. Dan intussen, julle sal sien in die grafiek wat ons vir julle wys, kan julle sien hoe die Landbank se bates gedaal het. Dit is natuurlik sy vermoë om geld uit te leen. So die laaste boekjaar, van die Landbank 2025 se jaarverslag, het hulle so R1 miljard uitgeleen. Dit was omtrent wat hulle verwag het. Hulle finansiële ondersteuning is 62 swart mense wat hulle ondersteun met redelike hoeveelheid geld. So wat hulle daar spandeer. Dan beter nuus, hulle het 'n wins van R486 miljoen vir die jaar gemaak. Die vorige jaar 72 miljoen. Hulle leningsboek het ook gedaal as gevolg van nie lenings wat nie perform nie. En dan ook baie sleg, hulle uitgawes styg met omtrent 28% in die afgelope jaar. In die kort begrip van landboustatistiek raam na die landbouskuld 238 miljard was, waarvan die Landbank soveel 14 miljard bedrag. Dit is slegs 6% van landbou. So na my mening voldoen die Landbank nie meer aan sy oorspronklike doelstelling om die landbou van bekostigbare finansiering te voorsien nie. Mense kan maar net wonder waar dit gaan eindig. Dan is dit nie net in Suid-Afrika waar boere maar 'n bietjie sentiment negatief is nie. 'n Opname in Amerika het ook gewys dat boere se sentiment negatief gedraai het, stygende insetkoste, bekommernis oor kunsmisbeskikbaarheid en natuurlik ook die geopolitiese onstabiliteit. Hier in Suid-Afrika het ons 'n opname gedoen onder 208 landbouekonome en persone wat met landboufinansiering werk. Ek het 'n hele aantal vrae wat ons hulle gevra het, maar die belangrikste is die een wat ons gevra het: hoe lyk die landbouekonomie vooruitsigte vir julle die volgende 12 maande? Nou deurgaans was die meerderheid antwoorde dit gaan verswak. Dis net die vrugte-uitvoerbedrywe wat goeie vooruitsigte op die oomblik het. En dan meer as die helfte van die 208 respondente het aangedui dat landbou se winsgewendheid gaan daal in die volgende 12 maande. En 62% het verwag dat winsmarges gaan daal. Dan 'n interessante een, slegs
11% van die respondente van 208 rand-ekonome het gesê hulle verwag korrupsie en diefstal gaan daal. Net 11%. En dan die een waaroor 'n mens maar net kan wonder, op die vraag wat ek gevra het is hulle, hoe lyk hulle vertroue in die ministerie van Landbou vir die volgende 12 maande? En julle sal nie glo nie, 63% het gesê hulle vertroue gaan verder verswak in die minister en sy departement die volgende 12 maande. En daar was 'n ronde 0 respondente wat gedink het dit gaan verbeter. So op hierdie noot kom ons vat advertensie breek. Waarom gee jy nie vir skadegenade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie-nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Nou terug by die markte, die graanmarkte in Amerika het hulle hernubare brandstofstandaarde verhoog. Biobrandstof se persentasie is 60% hoër. Hulle het 'n regtig 'n groot sprong wat hulle maak. Maar etanol hou hulle staan vas op so 15 miljard gelling etanol. Brasilië het dieselfde gedoen. Hulle gaan hulle inmengpersentasie van etanol van 30 na 32% laat styg. Onthou die grootste deel daar kom van suiker af. Dan in die suiwelbedryf, Daybreak Foods is 'n groot onderneming wat deur die openbare beleggingskorporasie so 'n paar jaar terug gekoop is van Afgri. Hulle het so 1,6 miljard betaal. Intussen het hulle lyk my so 2 miljard spandeer om die bedryf van die gang te hou. En hy is nou weer in die moeilikheid. Nou op 'n stadium het hulle 9 miljoen hoenders 'n week geslag, maar dit is of nie per siklus van 34 dae, so dit is nou nie meer daar nie. Dan in Amerika, plantseisoen vorder baie goed, 60% van die mielies is geplant, 50% van die sojabone, in albei gevalle heel wat beter as die 5 jaar gemiddeld. Daar is berigte van sojabone wat doodgeryp het laaste week. Dan Safex, maar witblok mielies op en af, wit mielies rondom 3400 en geel mielies hier rondom 3500. Min mielies is al gestroop. Sojas, so wat 500 000 ton gestroop. Ek sien die stroopers loop nou waar ek ry en die pryse is net so rondom 7000 rand per ton. Sonneblom, die stroopproses vorder ook goed, so wat 450 000 ton, amper 55% van die verwagte oes. En die prys ook beweegbaar, die meestal sywaarts hier rondom 8700, 8800. Koring, nie veel verandering nie, prys bly net so by die 6000 rand per ton vir Desember. Aardappelpryse bly onder druk, 40 rand vir 'n 10 kg sakkie met redelik volumes uit die Wes-Vrystaat. Dan vleismarkte, daar gebeur regtig nie iets nie. Ek is bekommerd oor die volgende wyle, want dit is baie duidelik dat hierdie dierbrandstof verbruikers se besteedbare inkome erg knel. En dit gaan 'n effek hê op die vraag. Nou vleismarkte beweeg basies sywaarts. Ons is bekommerd oor die besteedbare inkome van verbruikers met die hoë brandstofpryse wat tans geld. Dan ontevredenheid onder boere is besig om al hoe warmer onder die kraag te raak, as mense so kan sê. As gevolg van die voetesleepery om die privaat sektor te betrek deur die minister en sy span van die bek en klou inentings. Die bedoeling was om suksesvol te wees, het ek verstaan van die kundiges, met ons sê teen Junie maand 80% van die beeskudde ingeënt hê om herbesmetting te voorkom. Nou dit het nie gebeur nie, dit lyk ook nie of dit gaan gebeur nie, en daar is berigte van boere waarvan die kuddes herbesmet is, weens 'n tekort aan enstof, en dan ook 50% van boere se kalwers wat aankom wat is gevolg hiervan. So baie onvergenoeglike situasie. Beespryse baie sywaarts, klas A R61 per kilogram, klas C 56, net speerkalvers bly sterk R43 per kilogram. Dan interessant, die beeslagtings Januarie tot Maart hierdie jaar is 35.000 minder as laas jaar se Januarie tot Maart, en natuurlik groot dit stryk die pryse. Nou by lam en skaap is dit ook dieselfde, die jaar tot datum slagtings tot Maart maand is 60.000 minder as laas jaar. En natuurlik dit
pryse. So lamppryse sywaarts bietjie op R100 per kilogram, klas C hier so tussen 73 en 75, so redelike sywaarts as gevolg van die minderslag. Wolpryse effens op hier na R270 per kilogram, RWS vir 18,5 mikron R303 per kilogram. Dit is regtig goeie pryse. Dan in die vark en die hoenderbedryf ook niks wat gebeur het nie. Varkvleis sywaarts rondom R38 per kilogram en hoenders bevore hier rondom R35 per kilogram. So nie veel beweging op die oomblik nie, dis maar die woeligheid in die internasionale oliemark wat alles op en af laat spring. Groete en veilig ry na Nampo toe, hopelik sien ek julle daar. Groete van Johan Willems.